bly om hier te wees. Amen. Baie welkom aan een en elkeen. Vra ek 'n bietjie daar na iemand toe draai wat jy nog nie gegroet het nie. Groet 'n bietjie iemand daar. As jou hande baie koud is en die ander se hande is baie warm, hou dit maar vas persoonlik. Prys die Here. Nou ons is dankbaar vir elkeen wat hier is vanmôre. Amen. Ek is hier om die Here te loof en te prys en te eer. Amen. Sê vir langs jou, die Here is hier. En sê vir langs jou, ek is bly jy is hier. Amen. Baie geseënde Vadersdag. Dan nou Vader nou wel is dit self Johannes op sy skouer. En sê vir nie vir haar nie vir baie geseënde Vadersdag. Prys die Here. Nou ek is bly om so baie besoekers hier te sien vanmôre. Ons het 'n inseën. Ons is dankbaar vir Alora wat almal nader bring aan die Here. Ek gaan vir hom Nico vra om vir ons gaan vorentoe te kom. Ek wil vra dat hy vir ons hierdie diens gaan kom open met gebed. Amen. Is daar enige versoeke uit die bank? Amen. Onuitgesproke versoeke. Ons dink vanmôre aan oom Mary en tannie Rina. Mary se seun is gister oorlede. Dat die Here hulle as gesin sal deurdra en versterk, ook hulle familie. Amorey is siek, ons gaan vir haar bid. Is daar siekes vanmôre onder ons? Michael is nie gesond nie, nog iemand. Ons gaan vanmôre vir julle bid en die Here julle gaan aanraak en aandoen met krag. Amen. Dankbaar harte. Die Jesus vir ons baie geprys die Here. Dank u net. Prys die Here. Ons sluit die oë. Yes. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. Halleluja. Om vanmôre in die huis te kan wees. Here, dankie vir die mate van gesondheid wat elkeen van ons kan hê. Ons bid vir hulle wat nie wel voel nie, hulle wat siek voel. Ons vra Here dat jy al die pyn en ongemak sal wegvat. Hulle wat al hier wou gewees het, maar nie kan wees nie, Here. Bid ons raak hulle aan en staan by hulle, Here, sodat hulle die soem van die kleed kan aanraak. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het vanoggend om asems te hê en hande te hê om te kan klap, Here, om u naam te kan prys, om u groot te maak, Here. Want u is ons maker, u is ons skepper, u is die Alfa en die Omega en alles tussenin, Here. Van die begin tot die einde. En ons eer u, want u is die leeu uit die stam van Juda. En ons wil vanoggend net kom, Here, na u huis toe om u naam groot te maak. En vir die dankie sê, Here, vir al die seëninge. Vir 'n warm bed om in te slaap, Here. Vir kos en klere om te hê, voertuig, miskien brandstof. Ons bid vir hulle wat dalk nie 'n werk het nie, Here, wat nie weet waar môre se kos vandaan kom nie. U is goed vir ons. En dankie, Here, vir ons gesin. Dankie vir klein Alora, Here, wat vandag ingeseën word. Here, haar naam, Alora, beteken God is my light. Here, en hoe lieflik is dit nie, om elke keer wat iemand haar naam spreek, te sê, God is my light. Ons prys die Here Jesus. Word in en deur ons verheerlik. Ons prys U daarvoor. Amen. Nou vir die wat vanmôre eerste keer hier is, ons het 'n gewoonte hier by ons. Ons eerste liedjie is altyd 'n sonnaskoolliedjie. So ons vra al die sonnaskoolmaatjies wat vir ons vorentoe kom. Joh, dis dan baie koud, nee. Ek dink julle sou seker eerder in die bed wou bly. Nee. Ons is bly julle is hier. Prys die Here. Die liedjie wat ons vanmôre gaan sing sê, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run. Hoe lyk run? Ons kyk, Nicolai het 'n idee van run, van die ander, daar is nie run nie, dis staan. Run is meer so iets. Okay. Jy moet maar nie run nie, sit, jy mag sit. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run in and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run in. Run gou, kom ons oefen net eers die run. Run.
Jy kan nie ran en dan staan jy ook op stil nie. Ek kan sien jy ran. Okay, so, jy het nou nie, maar doen nou net so bietjie. Okay, kom staan jy. The name of the Lord is strong tower. The righteous are healed, and they are saved. The name of the Lord is the strong tower. The righteous are healed, and they are saved. Listen to me. Oh, blessed be the name of the Lord.
sê, Here, U is heilig. Daar is niemand soos U, die Here, halleluja. Oh, yesterday, today and forever, Jesus is the same. All I take, there's never glory, is there. Oh, glory,
Johannes vir julle gesê, Here, dankie dat ons die naam kan groot maak. Dankie dat ons vanmôre die lof en eer aan U kan bring. Dankie dat ons vanmôre kan vertaan, daar is niemand soos U nie, Here. Ons loof en ons prys en ons eer U. Ons bid dat U verder wil verheerlik sal word in die lewe ons Vader. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Amen. Julle kan julle sitplekke neem vir oomblik. Die sondags kom maatjies ook. Groot asseblief, julle nie nou uitgaan nie. Prys die Here. Nou die rede kom ek vra die maatjies wat eers hier bly. Ons moet net eers julle voorstel en julle sondagsskool maai. Sy gaan nie nou al saam met julle sondagsskool kom nie. Maar gaan vra dat sy en Margie vir ons vorentoe gaan kom asseblief. Saam met oupa en ouma en Piet, pa en ma en almal wat vanmôre deel wil wees van die foto's. Prys die Here. Prys die Here. Nou, is my voorreg vanmôre om Alora aan julle voor te stel. Alora Lourens. Nou, Nico het nou reeds gesê dat Alora beteken God is my lig. En in die Bantu taal van Botswana beteken dit my drie. Wat 'n pragtige naam. Nou voordat ek gaan vra dat Shane gou by my kom staan voordat ons verder gaan. Ek wil net eers hier 'n papiertjie teken. Wanneer jy nou hier teken, dan sê jy nou eintlik voor almal hier dat jy gaan haar groot maak in die naam van die Here. Amen. Ons sal vanmôre haar inseën net daai ja, dankie. Nou in ons kerk doop ons nie kindertjies nie. Jesus was al 'n groot man toe hy eers gedoop. En terwyl hy met sy disippels sê vir die maatjies, want daar's 'n klomp maatjies daarom, en hy sê vir die disippels dankie, kan weer na gaan staan. Verhinder hulle nie, want aan die sulkes bo die koninkryk. So ons seën hulle vanmôre in. Ons vra dat die Here haar sal seën, bid vir die ouers en die grootouers, almal wat 'n invloed op Alora se lewe het. Dat die Here hulle ore sal oopmaak, dat hulle sal luister na dit wat hy sê, en dat hulle haar sal groot maak in die weë van die Here. Amen. Salomo sê, dat as dit inskerp terwyl hulle klein is, sal hulle wanneer hulle groot geword het, nie daarvan afwyk. Prys die Here. Ek gaan nou vir hulle bid. Ek wil vra dat jy sal staan, hande gaan uitbrei, om ons seën hulle vanmôre. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ek vanmôre het om vir Alora te bid. Dankie Here dat sy reeds geseën is, omdat sy 'n klein kindjie is, en U sê dat aan die sulkes behoort die koninkryk. Dankie vir haar hele lewe wat voor lê, en ons vanmôre tot U bid en vra Here dat U haar sal seën. Elke faset van haar lewe, wat sy ook al sal doen, wat sy ook al sal aanpak, dat dit geseën sal wees. Bid vanmôre vir Marlene, vir Shane, Here, dat hulle haar sal groot maak in die weë. Dat hulle van klein sal vertel, maar wie is Jesus, wie is God, en die verlossingsplan wat daar aan die kruis ook vir haar gebeur het. Ek wil vanmôre bid vir elke oupa en ouma, elke familielid, elkeen wat 'n aandeel in Alora se lewe gaan hê, Here, dat U hulle sal seën, dat U sal gee dat hulle altyd sal luister na dit wat U vir hulle sê om te doen. Ek wil vra dat U kosbare offerbloed oor hulle as gesin sal wees, waar hulle ook al sal gaan, dat hulle altyd veilig sal wees. U sal weet dat U is by hulle, nooit sal U hulle begewe of verlaat nie. Ek wil vra dat U haar sal seën met talente, Here, dat sy dit sal gebruik, dat sy sal sing en musiek maak, dat sy sal uitbling op skool, Here, dat ander sal sê, maar waarlik, sy het iets wat ons nie het, en dit is die guns van die Here. Ek bid dat elkeen in hierdie familie sal seën, ons bid vanmôre U seën op hulle af, in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees,
En ons eer U daarvoor in Jesus naam. En die gemeente sê amen. Prys die Here. Amen. Kom ons staan net so, dan sing ons hulle, laat Heer U seën. Laat Heer U seën op 'n dag. Die guns uit Sion kom staan. Die wat beveel in geskied. Laat Heer U seën op 'n hy is so 2 bakstene langer as ek, maar as hy nou nog so trap of 2 tim, dan kan almal nou mooi sien hoe lyk sy, dan hoef niemand nou na die tyd om versies af te haal, om nou te sien hoe lyk sy nie. Ja, nou, mama. Nou wat ons nou gaan vra, hulle wil net gou 'n paar fotootjies neem, so, terwyl sy nou rustig en skoon is, ons gee hulle net 'n paar sekondes, dat julle, soos wat julle wil, dan skik julle self, dat julle gou 'n paar kiekies kan neem. En dan as hulle klaar is, dan kan julle kan weer sit. As julle klaar is, hulle gaan na diens weer neem. So. En dan as hulle klaar foto's geneem het, dan gaan ons met al die maatjies net gevaarlik sê. So op pad, so ons. Dis dit reg. Al die sondagskommaatjies, julle kan gaan saam met Omroon uitgaan. Baie, baie dankie. Kom ons gee net vir hulle weer 'n lekker hande klap. Prys die Here. As jou Bybel hier het, gaan 'n paar enkele verse aanhaal. Jy kan dit saam volg. Klaagliedere 7 vers 1 sê: 'n goeie naam is beter as goeie olie. In die Bybelse tyd was olie 'n baie kosbare besitting. En meer werd as goeie olie is 'n goeie naam. 1 Samuel 25 vers 3. Die naam van die man was Nabal. Die vrou, die naam van sy vrou Abigail, en die vrou het 'n goeie verstand gehad en was mooi van aansien, maar die man was grof en boosaardig. Hy was 'n Kalebiet. Sy het 'n goeie naam, hy het nie so lekker goeie naam nie. Lukas 23 vers 50. En daar was 'n man met die naam van Josef, lid van die raad, 'n goeie en regverdige man. Handelinge 10 vers 22 sê Cornelius, 'n hoofman oor 100, regverdig en godvreesende man, wat 'n goeie naam by die hele Joodse nasie het. Dan Handelinge 22 vers 12, en 'n sekere man, Ananias, vroeë man volgens die wet, 'n goeie naam gehad het by al die Jode wat daar gewoon het. Tot sover, kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre in die huis kan wees. Baie dankie vir die ewige woord in ons midde, en ek wil vanmôre bid en vra dat hierdie gedagte wat U my gee, dat ons harte sal seën, en dat U ook daardeur verheerlik sal word, dat U koninkryk ook daardeur uitgebrei sal word as U Vader. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Sê vir die langs jou, be yourself. Everyone else is already taken. Be yourself. Everyone else is already taken. Terwyl ek voorbereid vir die diens en in die week het ons 'n vergadering gehad en ons het daar gepraat oor 'n goeie naam. En toe ek
hoor wat Alora beteken, begin ek nou so 'n bietjie verder oplees, en ek wil vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor 'n naam. Interessant dat alle Amerikaanse orkane, en hiermee bedoel ek nie dat elke vrou vol donderstorms en rowwe winde is nie, maar dit is interessant dat alle orkane 'n vroulike naam het. Wat noem jy 'n Spanjaard sonder 'n kar? Carlos. En 'n moslim in 'n rolstoel? Islam. En die man wat 'n muur in die middel van die dam bou? Adam. 'n Naam is belangrik, sê baie van jou. Ek kry die mense jammer wat as ek nou op skool het jy kinders gekry wat hulle 3 sulke familiename. Niemand wil Christoffel, Gerhardus, Johannes, Lodewyk. Weird. En toe ons kinders kry die vraag, wat gaan ons kinders doen? Toe sê ons Abigail. En nee, Abigail. En Caleb? Nee, Caleb. Nou my naam is Jean. Jy het verby dat ek my seun vernoem. Jy wil Godlieb noem. Hoe sal Godlieb? Caleb het gewen. My naam is Jean, maar oral waar kom dit om spel. Want my naam spel jy J-A-U-N. Weet jy hoe my malige ding om dit so te doen nie, want oral waar kom is ek of I-A of E-A. So ek moet oral my naam spel. Maar ek is lief vir my naam. Dank die Here vir my naam. En ek probeer hom oppas. Sê vir jou, 'n goeie naam is beter as goeie olie. 'n Goeie naam is beter as goeie olie. Nou vandag is Vadersdag en 'n paar formele name vir 'n pa is 'n vader. Dit voel altyd vir my as ek bid en ek sê vir die Here Vader, dan voel dit vir my reg. Maar as iemand vra dan vir my, hoe gaan dit met jou vader? Nee man, mens praat nie so nie. Ek sê vir my pa, my kinders sê vir my papi of daddy. En dan oupa en ouma, as ons van oupa praat, dan sê ons oupa of oupie. Dis maar 'n, wil nie sê 'n troetelnaam nie. My vader is die mees algemeenste een in die Bybel. En dit is asof as ons sê vader, dan is daar so 'n bietjie meer gesag aan. So ek kies om vir een te sê vader, en dit is my hemelse Vader. My pa is my pa. As 'n paar voorbeelde in die hemel. Eerstens wanneer Jesus sy disippels leer bid, dan sê ons ek gaan julle leer onse Vader wat in die hemel is. Dan was ook Abba Vader wat 'n intieme kinderlike term is wat beteken liewe Vader of Papa. Hemelse Vader beklemtoon ook sy die heiligheid en die verhewe plek waar hy is. Ons ewige Vader, deel van Jesaja se profesie, nee. Vader van barmhartigheid, 2 Korintiërs 1 noem hom die Vader van barmhartigheid en die God van vertroosting. Dan staan hy ook bekend as Vader van die ligte, Skepper en Vader van almal, wat ons almal geskaap het. Nou wil ek vra, ek het daar 'n slide opgesit. Sal jy gou gou antwoord asseblief, Mary? Ons gaan 'n bietjie kyk na Bybelse name vir God. Eerste een is Elohim. Wie of my hierdie versie gekry? Genesis 1 vers 1. In the beginning. Wie of ons gaan lees? Genesis 1 vers 1. Kom Jan. In die begin het die Here die hemel en aarde geskaap nie. Hy is die almagtige skepper. Sê langs jou gemaak. Die asem in jou longe is syne. Hy het dit vir jou gegee. Nee. So ons kan vanmôre weet dat hy is in beheer. Alles wat gemaak is, alles wat ontstaan, deur hom ontstaan. Dan die tweede naam is Yahweh. Wie het al gehoor van Yahweh? Nee, daar's 'n klomp verskillende maniere hoe die ouens dit nou uitspreek. En ek het eendag toe hoor ek iemand sê dat ons moet ophou sê Here, want Here is 'n naam op 'n toilet se deur. Ek hoor, maar as ek praat van die Here, dan is daar agting in my gemoed. Ek ag hom vir wie hy is. Yahweh, Exodus 3 vers 14, sê ek is wat ek is. Ons het nou gesê, yesterday, today, forever, hier remains the same. Hy gaan nie verander nie. Gister, vandag, tot in alle ewigheid, is hy dieselfde. En ons kan op hom staat maak. Hy is altyd daar. Nommer 3, El Shaddai. Wat beteken dit? God die Almagtige.
Ons lees daarvan in Genesis 17, beteken dat God is genoeg. God is kragtig en hy is getrou en ons niemand bo hom nie. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Wanneer ek en jy swak voel, dan is hy ons krag. Wanneer ons voel, ek is moeg en afgemat, dan is hy die een wat ons weer optel. Jehovah Jireh, wat beteken dit? Die Here sal voorsien. Sien vir dan so, hy sal vir jou voorsien. Maak nie saak hoe donker dit om ons lyk nie. Ek het gisterand het ek 'n boodskap gekry van een van my skoolvriende. Lanklaas met hom gepraat. Ek voel net ek wil hom vra hoe gaan dit? Hy sê dit gaan nie goed nie. Die hele sy alsie gehad. Ek wil sê weet jy, miskien is dit tyd dat jy weer by die Here uitkom. Jy sê want ons is geneig as mense om die Here as 'n spaarwiel te hê. Die dag as al die wielietjies afgeval het, dan tel ons die spares op en dan kom ons na die Here toe. Dan wil hy eintlik wil ons hom daagliks vertrou. Hy is die een wat voorsien. Hy is die een wat sal sorg vir die dag van môre. Nommer 5. Jehovah Rapha. Wat beteken dit? Jehovah. God wat genees. So dis 15 vers 26 lees ons eerste keer van dit. Weet jy hoe jammer is dit dat die moderne kerk, daar baie mense is wat nie glo in goddelike genesing nie. Terwyl ek self kan getuig van kere wat die Here my regtig aangeraak het. Van een van die kere vertel, ek het baie erge vertigo. Baie erg. Ek kan nie eers die sandprop van die kar uithaal. As ek so op my rug moet lê en werk, dan is ek siek. En ons gaan op 'n sendingtrip, ons is in Mosambik. En byna 2 weke, ek sit agter in die bakkie elke dag. Dis nie my bakkie nie, ek bestuur nie. En elke dag drink ek hierdie pilletjies wat sorg dat ek nie naar word nie. Ek het 'n acupuncture strap en al ek weet nie wat als nie. En 3 dae voor ons terugkom, toe raak my pilletjies klaar. Nou is ek benoudheid, want as ek siek word, ek is misslik. En die een broer hoor dit, hy sê maar, hoekom bid ons te veel nie? Nee, nou hier kom hy, en julle sal nie glo nie. Nee. En hy bid vir my daardie dag. Dis omtrent 4 jaar terug. Ek kan agter die kar sit en boek lees. Die Here daai ding weggevat. Goddelike genesing. Hy is Jehovah Rapha, die een wat my genees. Hy is ook die een wat die innerlike seer kan wegvat. Daar waar niemand sien nie. Dit wat niemand sien nie. Dan kry ons Jehovah Nissi. Wat beteken dit? God is my banier. Wat beteken dit as sê, hy is 'n oorwinnaar. En as gevolg van hom is ek meer as 'n oorwinnaar. Wat beteken dit as ons sê ek is meer as 'n oorwinnaar? Beteken, daar's iemand in die geveg, daar's iemand in die bokskruit wat namens my veg. En toe hy wen, toe wen ek ook. Ek hoef nie die shots te vat nie. Ek hoef nie die oë te hê wat bloei nie. Ek hoef nie my tande op te tel op die vloer nie. Want hy is die een wat in my plek veg. Maar dan moet ek hom ag as my redder. Ek moet hom ag as my banier. Die wat vir my intree. Jehovah Shalom. Wat beteken dit? God is my vrede. God is my vrede, man. Ons lewe in 'n tyd wat mense geld sal betaal vir 'n bietjie vrede. Glo jy dit? Dan weer dit hy een is wat ons bewaar. Toepassing ontvang van vrede selfs in storms. Selfs wanneer dit om jou donker lyk en jou brein vir jou sê, jy is veronderstel om nou ongelukkig te wees. Kan my kop optel en regop loop en sê, Here, dankie dat U my geveg vir my veg. Dankie dat U daar is. Dankie vir U vrede. Jehovah Ra, Here is my herder. Hy lei my en hy versorg my. Ek het so rukkie terug het ek gepreek oor die herder. Weet jy, hy is nie almal se herder nie. Ek weet nie wie van julle ken 'n boer wat vir die buurman se skape op kos gee. Hy sorg vir sy eies. Hierdie wat tussen my lyne is, dis die waarna ek kyk. En as jy vanmôre kom en sê, Here, U is my herder. Ek skakel onder U in. Dan sal hy vir jou ook sorg. Sal hy vir jou ook voorsien. Jehovah Tsidkenu, Here is my geregtigheid. God is altyd deur regverdig. En dan laastede Jehovah Shammah. Wat beteken die Here is daar? Sê jy al gehoor, klop, hy sal vir jou oopmaak. Soek en jy sal vind. Hy is daar, altyd daar.
ons hom net aanroep. Nou wil ek vanmôre, dis alles name van ons die Bybel, wat ons God kan roep. Wat is name wat hy ons noem? Geef my 'n bietjie paar voor ons, het nou een kind van God, ek is 'n kind van God, so hy noem my sy kind. Wat nog? Geliefde, vriend, lig van die wêreld, gesalfde, heiliges, wat streef daarna, getroue dienaar, genadekind. Alles name wat ons kan noem, jy? Syne, sy skape van sy weide. Maar nou is hier nog 'n paar name. Hierdie name is nou nie so nice nie. Dwaas, ongehoorsaam, hardnekkig, ontrou, dit raak my baie stiller as stop, onverstandig, vuil en onrein, dief of verdag van sonde, verstrooid of onbekend. As ons vanmôre sê dat 'n goeie naam is beter as goeie olie, dan sal ek eerder wil hê, hy moet na my verwys as sy vriend, as vanmôre dalk 'n dwaas. Ons as paas in die gemeente het eerstens 'n werk om Jesus aan ons kinders voor te stel. Ons het 'n werk om in die wêreld daar buite te wys hoe lyk 'n goddelike pa. Wat maak 'n goddelike pa anders as 'n wêreldse pa? Hy leer sy kinders van die Here, ja. Hy bid gereeld. Dan net nie. Hy dra Jesus uit na die mense met wie hy in aanraking kom. Hy dra Jesus uit na die mense met wie hy in aanraking kom. Hy's 'n voorbeeld van die Here. Hy's 'n voorbeeld. Hy vloek nie en staan op sy voete as daar taxi vir hom inry. Hy? Dat is 'n bietjie normaal daarom, nee. Hoor gou. Ons kan nou vanmôre 'n klomp negatiewe en slegte name uit die Bybel aanhaal van wat die Here ons kan. Maar weet jy toe hy aan die kruis sterf, toe betaal hy 'n prys sodat ek en jy vry kan wees. Sodat ek en jy die naam wat ons gehaat het kan agterlê. Ek het al met baie mense gepraat en sê, hoor jy moet ophou om so iemiddag te wees. Ja, jy moet verstaan ek is maar so gebore. Kom van my pa af. En my oupa was ook so. Maar ek het vir jou goeie nuus, Jesus sê moet weergebore word. Ja, maar ek is maar so morbid. Dit kom van my pa se kant af. Jy kan weergebore word. En weet jy wanneer jy weergebore word, dan deur die Heilige Gees sit hy sy liefde en sy vrede en sy genade verander ook binne in jou hart. Ek is dankbaar vir die verhouding wat ek en my seentjie het. In die begin was dit vir my bietjie vreemd, want dit is heeltemal anders as my verhouding met my pa. Ek is baie lief vir my pa, maar daar was 'n klompie jare wat ons nie eintlik met mekaar veel te doen gehad het. En ek het die voorreg om nou 'n seun groot te maak, so 'n bietjie anders as wat ek al groot geword het. Ek glo hy gaan so 'n bietjie meer 'n gentleman wees as ek. Ek het daarom my vrou vanoggend 'n lift gegee kerk toe. Dis die waarheid, dis net omdat Vadersdag was. Dan volgende week is ons back to normal, nee. As ons vanmôre sê, wat is 'n goddelike pa? Nou hulle sê nie veel van Josef nie. Maar Josef sou 'n paar eienskappe moet gehad het vir God om te besluit, jy gaan Jesus se pa wees. Ek dink dit moes 'n baie groot vraag gewees het op jou skouers. Want die engel van hom gesê wie Jesus is. Hoe kan jy dink God verwag van jou om Jesus se pa te wees? En ons laat dit so klink asof dit 'n eenmalige ding was. Maar ek wil vanmôre vir elke pa sê, Josef, jy gaan vir Jesus groot maak. Jy gaan 'n voorbeeld moet stel. Dan gaan jy vanoggend jou sokkies so 'n bietjie moet optrek. Dan gaan jy vanmôre moet sê, Here, ek bid nie naaste by so baie soos ek moet nie. Ek ken nie u woord soos ek moet nie. Ek spandeer nie tyd in u teenwoordigheid soos ek moet nie. Ons het 'n reël in ons huis, en ek dank die Here daarvoor, want dit hou my op my tone. En daai reël sê dat enige woord wat my kinders my hoor sê, mag hulle sê voor enige iemand.
Elke woord wat hulle my hoor sê, mag hulle sê vir enigiemand. Dit is dat jy so 2 keer dink aan die manier jy partykeer optree. Dit help nie, ek kom met die eindjaar funksie, en as hulle vir jou iets te drink aanbied, dan sê ek, o nee, ek is eintlik 'n kind van die Here. Dan is almal verbaas, want die hele jaar het jy soos 'n matroos onder hulle geleef. En ek wil nie vanmôre net praat oor taalgebruik, maar dit is belangrik. Dit is belangrik dat ons vir ons kinders sal sê, hier is die weg wat ek loop, volg dit gerus na. Moenie doen wat ek sê, doen wat ek sê. Jy het daal gehoor, nee. Doen wat ek doen wat ek sê. Nee, hulle kyk wat jy doen, hulle gaan dieselfde doen. Met alle respek, monkey see, monkey do. Ek vanmôre sê, daar ons nou sit, jy net die oor vir 'n oomblik sluit. Hier sê die wonderlike name vir God, ons het nou gesing, you are holy, you are righteous, you are faithful, you are awesome, you are glorious. En daar is soveel ander name wat ons dalk ook daar kan sit, ons kan nog 'n versie of 2 skryf. God gaan nie verander nie, dis hoe dit is. Maar ek en jy kan verander. Miskien sê jy vanmôre en sê maar, ek is al vir 20 jaar so, ek is al vir 50 jaar so. Ek wil vanmôre vir jou sê dat jy kan verander. Nie ek jouself nie. Wil dit eers probeer. As jy vanmôre sê, Here, ek besef dat ek nie 'n voorbeeld stel vir my kinders nie. Dalk is jou kinders al groot, oupa, jy het nou kans om in jou klein kinders 'n verskil te maak. Jy kan nou vir hulle wys hoe lyk 'n goddelike pa. Wêreld is stikkend. Daar's soveel paas wat nie hulle kan bring. Wat nie die voorbeeld is wat hulle behoort te wees nie. Ek weet dat hy vanmôre by ons verbykom en hy sê hom gaan vra. So ek in my hart oortuig dat hy jou gaan help. Sodat ek en jy goddelike, koninklike paas kan wees. Ek is net 'n mens en ek fouteer, ek is nie perfek nie. Maar ek vra die Here om my eerstens te vergewe wanneer ek fouteer. En dan vra ek vir hom, Here, help my asseblief dat dit nie weer gaan gebeur nie. The things I used to do, I do them no more. Los dit agter. Vader, dankie dat ek vanmôre vir elke pa kan bid. Dankie vir paas wat vanmôre in die kerk is. Ons kon op soveel ander plekke gewees het, Here. Ons kon vanmôre wakker geword het met 'n kopseer wat klop, omdat ons gisterand besig was met die verkeerde dinge. Dankie dat ons vanmôre na die geklank van U woord en die stem kan wees. Dankie dat ons vanmôre saam met die liedjiedigter kan sê, U is heilig. Ons noem U heilig want U is so heilig vir ons. Dankie dat U getrou is. Dankie vir U genade. Dankie dat U vir ons voorsien. Dankie dat U die een is wat vir ons sorg. Dankie dat U die een is wat ons genees. En ons wil vanmôre vra dat al daai eienskappe, daai karaktertrekke wat U het, dit sal deurvloei ook na ons, Here. Dat ons ook goddelike paas sal word. Dat ons sal let op wat ons sê, dit wat ons doen. Dankie dat U genade vir ons genoeg is. Dankie dat U vanmôre 'n boodskap van verdoemenis is nie, maar jy is van genade. Die woord sê dat ek staan by die deur van ons hart in die klop en as ons oopmaak sal U inkom met ons maaltyd hou. En ek wil vanmôre kom en ek wil my deur van my hart wyd oopmaak en sê, Here, kom woon asseblief hier. Vra dat U so vol sal wees in my lewe dat U sal oorspoel en uitsteek. En dat ander ook sal weet, ek probeer om 'n goddelike pa te wees. Dankie Here dat dit nie te laat is nie. Dankie vir die asem in ons longe. Dankie dat ons dit vanmôre kan gebruik om U te loof en te prys en te eer. Ons wil vanmôre vir U dankie sê vir goddelike paas. Dankie vir die voorbeeld wat U vir ons gestel het. Help ons asseblief om dit te volg. Vra dat U hierdie woord in ons harte sal seën. En ons sê vir U dankie in die mooi naam van Jesus. Amen. Prys die Here. Die Here seën vanmôre sy woord in ons midde. Gaan familie vra vir ons voor te sê.
Goeiemôre aan al die pragtige mense hierso. Baie welkom aan ons besoekers. Julle mag weer kom draai, hoor. Ons is bly julle is vanoggend hierso van my kant af. Shane en Marty, baie geluk met Alora se inseën. Mag die Jesus haar en julle lewe ryklik seën. Van my kant af aan elke pappa, baie geseënde Vadersdag. Dis vandag 'n spesiale dag. Jy se Here, weer en weer. Afkondigings vir die week. Vanaand is daar nie jeugdiens nie en daar's ook nie aanddiens nie omdat dit lang naweek is. Jy hoef nie môre skool toe te gaan nie, hoor. Kyk, julle mag nou slaap. So daar's nie vanaand aanddiens nie, daar's ook nie jeugdiens nie. Geniet die aand, geniet die tyd saam met julle ouers, kuier lekker. Woensdagoggend 10:00 is daar Bybelstudie in die kerksaal en dan 6:30 kom die bestuursraad bymekaar in die kerk. En daar is WhatsApp en daar is WhatsApp bid hier. So onthou asseblief die bestuursraad, julle het julle storie hierso by die kerk, daar is WhatsApp bid hier ook. Dan Sondagoggend 9:30 is daar erediens as ook lidmaatjies. Dan het ek goeie nuus en ek het slegte nuus. Dames. Daar is nie volgende jaar vrouekonferensie nie. Nou sien ons. Okay, so hy het glad, sien dit as 'n positiewe ding, nie, hy het dit glad nie geniet sonder jou die naweek wat jy weg was nie. Hy het jou so gemis, sien dit so in. Okay, so in ons kerk het ons 'n tradisie gehad, dat daar elke jaar Mei maand is daar 'n vrouekonferensie en hulle het dit goed gedink om vir die manne ook 'n geleentheid te gee. So volgende jaar is daar 'n mannekonferensie. Sou jy belangstel om te gaan, dan hier's die catch. Voor 31 Desember moet jou gelde betaal wees. Vir die wat dit nie eenmalig kan betaal nie, het beloop gewoonlik so by R1000. Dit sluit uit in jou vervoerkoste soontoe, jou etes en jou verblyf. Dit kan julle afbetaal by my. Ek het 'n thingamajigger, ek kan dit so doen, so jy het nie nodig om dit eenmalig te doen nie, maar dit moet teen 31 Desember reeds betaal wees vir Mei maand. Dan, as jy vir jeugkonferensie toe gaan, dit geld dieselfde, dit is volgende jaar Augustus is dit, so groot asseblief praat met daai pragtige vroukie wat daar staan, met Tarien. Dan, 24 Augustus het ons muntlegging, en die 9de Augustus, dis 'n Saterdag, gaan ons jong mense die Hartklop 25 ondersteun in Pretoria. Dit is die ou jeugkonferensie wat hulle dit gewoonlik genoem het, hulle verander na Hartklop toe, so groot asseblief plaat met Henny of Tarien. Môre verjaar Nicolai, baie geluk met jou verjaarsdag. Woensdag, Johankie Stapelberg, ek het hom iewers gesien, hallo seun. Baie geluk met jou verjaarsdag Woensdag, hoor. Sê vir hulle, jy soek 'n groot koek met baie kersies. 2 kersies vir elke jaar, okay. Dis cool, baie geluk, hoor. En dan Saterdag is dit aan die Sanet Steenkamp. Dan wil ek net 'n praktiese reëling vra, groot asseblief. Die agbare Shane en Marty het baie mooi gevra vir al hulle gaste, dat julle asseblief na afsluit van die diens nie uitbeweeg nie, maar hier voor op die mat net by mekaar kom. Hulle het net 'n paar reelingkies en foto's wat hulle met julle wil tref, so groot asseblief moet nie eers uitgaan nie, anders gaan jy dalk uitloos. So, haar gaste groot asseblief, mag u 'n heerlike middag hê. Etenie, jy wil ietsie sê. Die mic is jou nou. Vanoggend wil ek vra, ek wil eers ietsie vir julle lees. Ek het hierso ietsie wat sê, 'n vader, nie net iemand wat lewe gee nie. Nou, 'n wyse iemand het eendag vir my gesê, as biologie jou nie 'n pa gemaak het nie, is dit oukei. Want vandag is nie papa dag nie. Vandag is Vadersdag. En ek wil vra dat almal wat 'n vader is, vir my sal vorentoe kom. Almal mooi in 'n ry sal staan.
As jy nie ontgeen. Ek kan dubbelryde staan nie, is baie vaders volgend. Maak my hart so trots. Ek wil vir julle verder lees wat my definisie sê. Sê 'n vader is nie net iemand wat lewe gee nie, maar wat liefde gee. Hy is 'n leier van sy huis en hy beskerm sy gesin, is 'n voorbeeld van geloof. Hy bid in stilte, hy werk hard. Hy dra sy kinders in sy hart. Is iemand met sterk arms? Soms. Maar iemand met 'n sagte hart. Iemand wat God se wysheid soek, sy kinders reg lei. Hierdie Vadersdag wil ons vir julle baie baie dankie sê. Dat julle ons leer, dat julle ons lei en dat julle vir ons wys wat is die regte pad. Dat julle vir ons lief is. En dit is vir my lekker dat die kindertjies Vadersdag doen, want 'n kind het 'n spesiale plekjie in sy hart vir 'n pa. Ons wil vanmôre vir julle baie dankie sê. Is daar 'n vader wat nog 'n pen kort? Julle almal. Asai. Sy bly sit. Asai. Ons wil vanmôre vir julle baie baie dankie sê en dan wil ek vra, julle kan almal julle sitplekke neem. Dan wil ek die bestuursraad vra om se man om vir my agter te bly. Julle is 'n groter moeilikheid. In die kerk en dis 'n groot werk en ek wil julle baie dankie sê vir die leiers wat julle vir ons jong mense, vir ons gemeenskap, om Willie, vir die ou mense.
Johan vir die sonnaskool. Baie dankie vir julle leierskap. Ons waardeer dit regtig uit ons hart. Ek dink ek praat namens elke pappa vanoggend. Dis 'n beautiful geskenk hier, hoor. Baie dankie vir die sonnaskool, vir hierdie geskenkies. Mag die Here julle ryklik seën. Prys die Here. Die orkes, wil julle nie vir ons gou vorentoe kom nie? Ek wil eerstens net baie dankie sê vir almal wat die konferensie so mooi ondersteun het laasweek. Man, dit was sommer regtig lekker. Die wat nou nie daar was nie, julle het uitgemis, hoor. En nou wil ek ook baie dankie sê vir elkeen se bydrae tot ons gemeente. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën. En ek wil dan ook nou vir jou geleentheid gee om in te saai die werk van die Here. Vra die saam met my gaan staan, jou offer in die hand kry, dan wil ek graag die seën van die Here op die afbid en daarna gaan ons lekker saam sing. I call you holy. Prys die Here. Amen. Kom ons sluit die oor met ons aan. Vader, baie dankie ook vir die voorreg wat ons het om vanmôre vir U te kan gee. Ons wil vanmôre bid en vra